Maar ons het so iets van alles. En ek weet nie van jou nie, maar dit is vir my lekker. Ek kan myself nie indink om week vir week dieselfde boring ding net altyd dieselfde te ervaar. Ek weet nie van jou nie, maar dit gee dalk vir party mense sekuriteit, maar dit raak, ek mag nie sê afgesaag nie, maar dit voel soos tradisie nie, ja, dit voel so. En dit is so lekker om te sien hoe die Here in die kerk werk en hoe die Here met verskeie tye verskeie goeders doen. Nou vanmôre, as ek met jou praat, dan gaan ek oor iets praat wat jy heel moontlik al gehoor het en jy gaan sê, ag Vader, alweer dieselfde storie. Maar dalk wil die Here hê jy moet dit weer 'n keer hoor, omdat jy die eerste keer net dit gehoor het en dalk nie meer as dit gedoen het nie. Is ek lelik as ek dit sê? So, 'n baie bekende gedeelte, natuurlik Jesegiel 37, en onthou, ons is vandag by deel 3 van God werk, selfs al is dit winter, of God werk in die winter. Want party mense dink ons as dit wintertyd is, dan is dit nou verby. Dan sê dit van om te verstaan, dis net 'n seisoen wat verbygaan. Dit stop op 'n tyd en dit kom weer. So sorry to say it's coming again. En elke liewe keer moet ons voorberei op die winter en ons kan binne in die winter ons weer voorberei op die res van dit wat volg. Nou kom ons gaan lees in Jesegiel 37 vers 1. Nou ek gaan vir julle die hele gedeelte lees. Dit was te veel om dit daarop te sit, so ek gaan dit vir julle lees en 'n paar goed uitlig en dan sal ons daaroor gesels. Hy sê die Here het my in besit geneem en die Gees van die Here het my weggeneem na 'n vallei vol bene. So in die eerste plek, die Here het hom nie na 'n fisiese vallei toe gevat nie. Die Here het hom in sy gees weggeneem en basies het hy 'n gesig gehad. Hy sê, hy het my tussen die ou droë bene wat op die vallei vloer lê rondgelei. Nou as jy deesdae TV kyk, is dit klink gewoonlik soos 'n horror movie, nê? Om tussen 'n klomp dooie bene rond te loop en as dit deur mekaar spil. En onthou in die ou dae het hulle nie soos ons grafte gehad, elke ou het sy graf nie. Hulle het 'n gebruik gehad dat buite die stad het hulle die klomp die liggaam gaan gooi. Net die ouens wat dit kon bekostig, het 'n graf gehad. En dis hoekom Jesus moes eintlik buite gegooi gewees het. En toe Josef van Arimatea mos gesê, maar hy het 'n graf, hulle kan Jesus in die graf gaan lê. En die bene sou gebreek gewees het. Maar that's besides the point, kom ons gaan nou nie daar nie. So, nou laat die Here hom tussen hierdie droë bene rond op die valleivloer rondlei, en dan sê hy, hulle het oral op die grond gelê. Nou dink 'n bietjie as 'n vallei vol bene lê, hoe lyk dit? Nou ek glo natuurlik, en ek weet ek is geleer, daar is nie 'n oortreffende trap vir dood nie. Hallo? As jy dood is, kan jy nie doder wees nie. Of daai een is die doodste nie. Of mors dood. Dood is dood. Nou, ek wil net sê, ek dink as ek na bene kyk, dan kan ek sê, dis die doodste. Daar kan nie nog iets gebeur nie. Nou toe ek dit lees aan die begin en ons praat daar, en ek praat met iemand oor, toe sê ek, dis eintlik vir my baie ironies as jy dink daaraan, Lazarus het nog 'n goeie kans gehad om te leef, want hy was net 3 dae dood. Daar was nog bene, daar was nog vleis, daar was nog 'n liggaam. Dit was nie net droë bene nie. So, Lazarus was dalk doder, maar hierdie ouens is doodste. Net so in 'n ligte lyn. So, hierdie klomp bene lê nou daar in hierdie vallei. Dan sê hy, toe vra hy, dis nou God vir hom as Jesegiel, hy sê mensekind. Dit is vir my interessant dat hy nie net vir hom sê Jesegiel nie, hy sê vir hom mensekind, dis amper, dit voel vir my amper as God vir hom sê, mens, ek is God, jy's mens, hoe dink jy? Want hy sê vir hom,
kan hierdie bene weer lewende mense word? So hy vra vir hom, dink jy dit kan weer gebeur? Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek as mense kind, as iemand vir my vra, kan hierdie bene weer lewend word? Dan sal ek in vandag se terme sal sê, in all probability is al 'n 0%, inteendeel 'n minus 100% kans. Hallo? Want ons menslike verstand en ons menslikheid weet wat is moontlik en wat is nie moontlik nie. Inteendeel, as iemand net gesterf het nou, en daar's nie 'n hartklop en 'n asemhaling nie, dan verklaar ons hulle dood. Nou vra die Here vir hom, kan hulle weer lewend word? Is dit nie interessant dat toe Jesus die blinde ouens na hom toe kom op 'n stadium daar, ek dink is in Matteus 6, sê hy vir hulle, glo julle dat ek kan julle weer laat sien? En dis asof hy wil hê, jy moet met jou eie mond sê, ek glo. Ek glo. Nie, ons sal maar sien nie. Hallo? Is dit nie ironies, ons sal maar sien? Ok, ek sien van julle het nou nie die ironie van is gevang nie. Hulle is blind. Ons sal sien. Ons kan sien. So, nou sê hy, nou sê oppermagtige Here, so hy erken, God, U is God, ek is net 'n mens. Oppermagtige Here, sê hy, U alleen ken die antwoord. Dis nou 'n baie heilige antwoord, nee. U alleen ken die antwoord, dis so ek, jy gee amper die vraag so terug, dis so tipe van 'n, dit voel soos 'n retoriese vraag, soos party ouens sal sê, né? Hy sê, U alleen ken die antwoord, het hy gesê. Hy sê toe vir my, nou ek dink is al erg genoeg dat hy hom in die bene, tussen die bene rondloop en dan nou nog vir hom vra, dink jy hulle kan lewe? En dan kom God en God sê vir hom, profeteer vir hierdie bene. Dit klink soos 'n komedie. Profeteer vir hierdie bene en sê vir hulle, droë bene, asof haar ander bene is. Luister na die woord van die Here. Iets wat klaar is, wat verby is. Hulle kan nie gister dood wees nie, hulle kan nie nou dood wees nie, hulle is lankal dood, want die bene lê die hele vollei vol. Uit mekaar uit. Hy sê, profeteer vir hierdie bene en sê, droë bene, luister na die woord van die Here. So sê die oppermagtige Here. Kyk, ek gaan in julle blaas en julle weer lewend maak, ek sit vleis en spiere om julle en maak julle toe met vel. Ek sit asem in julle en julle sal lewend word, dan sal julle besef dat ek die Here is. Vir 'n klomp beendere. Maak nie lekker sin nie, nee. Dan sê hy in vers 7, ek het gesê soos hy my beveel het, en skielik was daar gedreun terwyl ek praat. Nou, net so tussenstorietjie. Die een preek, wat ek in my lewe tot vandag toe nooit sal vergeet, van my, kom ons noem hom my geestelike pa en die pastoor Sarel Rudolf, was Flying Bones, toe hy gepraat het oor hierdie gedeelte. En dis wat nou hier gebeur, want hy sê die bene van elke liggaam het bymekaar gekom soos dit voorheen was. So die bene was nie confused nie. Pietie se bobeen het nie na Jannie se skedel toe gegaan nie. Die liggaam, sy eie liggaam het by hom beland. Sy eie bene. Nou dink dit in jou gedagtes, hoe moet dit vir Jesegiel lyk? Hy profeteer vir hierdie bene en ewe skielik is daar 'n
commotion. Ek weet nie wat se lekker woord vir commotion in Afrikaans nie, maar daar's 'n deur mekaar spil, want bene begin te vlieg en kom by mekaar uit en die liggaam se bene kom by mekaar, nê. Dan sê hy, terwyl ek gekyk het die spiere en die vleis oor die bene gevorm. Op hierdie stadium dink ek bakkel my bene. Want het julle al gesien hoe lyk dit as 'n liggaam nie 'n vel op het nie? In die eerste plek 'n geraamte, nou spiere en nou kom daar vel by. Toe het die vel die liggame toegemaak, maar daar was nie lewe nie. Partykeer dan we get ourselves together. Partykeer ruk ons onsself kind of reg, maar daar is nog steeds nie lewe nie. En dan gebeur die volgende. Toe sê hy vir my, praat met die wind en sê, die oppermagtige Here so sê die oppermagtige Here, wind kom vanuit die 4 windrigtings, blaas in hierdie dooie liggame sodat hulle lewend kan word. So nou lê die klomp lyke daar. Laat dit jou nie 'n bietjie dink aan Genesis nie. Toe God die mens geformeer het en hy daar gelê en dan sê die woord, toe blaas die Here die asem van die lewe in hom en hy het 'n lewende siel geword. Eers toe God in hom inblaas, word hy lewend, nee. Hy sê, ek het toe gesê, soos ek beveel is, en die wind het in die liggame gekom, en hulle het almal begin asemhaal, hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n groot klomp mense. Wonderlik, nou staan hierdie klomp mense daar, maar is nog steeds net in sy geestesoog, wat hy hierdie ding sien, wat die Here hom laat doen. Maar hier kom die verduideliking waaroor God praat en hoekom God dit vir hom wys. Jy sien, partykeer het God nodig om 'n beeld vir my te gee, sodat die beeld my help om 'n bietjie my geloof net te stuur en in die gang te kry, want ek kan nie sien wat hy sien nie. Wat is geloof? Wat sê Hebreërs 11 vers 1? Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die woord sê op 'n ander plek, I will call those things that be not just as though they were. Ek sal die dinge roep wat ek nie sien nie, asof dit reeds bestaan. En dis wat hy moes doen, die profesie was, hy moes roep dit wat God sê hy moet roep. En hy moes dit met God se gesag doen, nie sommer maar net doen nie, nee. Nou sê hy, toe sê hy vir my, toe sê God vir hom, mensekind, hierdie bene is die mense van Israel. So onthou nou, hy bly binne in Israel, hy's 'n profeet van Israel, Jesegiel, en hy moet 'n boodskap vir Israel gee, en die Here wys vir hom wat hy wil doen. Hy sê, hierdie bene is die mense van Israel, hulle sê, ons het ou, droë bene geword. Ken julle 'n paar sulke mense? Ons het net opgegee. Ons wag nou maar net vir die einde. Want dis waar Israel was, want onthou, Israel het, meeste van hulle het nie eens meer in hulle eie land gebly nie, want hulle was as ballinge weggevoer om in 'n ander land te bly. En wat nou, wat ongeloof, wat 'n ou se verstand te bowe gaan is om nou die volgende te hoor. Hy sê, hulle het gesê, daar is geen hoop vir ons oor nie. Ag, arme ouens. Sê vir hulle, die oppermagtige Here sê, my volk, ek maak die grafte van die ballinge oop en laat julle opstaan. Ek kan eintlik hier klaar maak. Kom ons gaan huis. Want ek dink julle hoor wat die Here vanmôre sê. God wil nie hê ons moet gaan lê nie. God wil hê ons moet weet, al is ons doodsbeendere, jy kan dit aanspreek en jy kan iets doen daaraan, want God gee lewe. Dis
waarop het neerkom. Dan sê hy, en ek bring julle terug na die land Israel. Nou is dit nie interessant nie, God het dit nie net toegedoen nie, God doen dit nog al die tyd. Waaroor dink julle gaan die gebekleierheid daarbo in die ooste? Deel van dit is oor Israel, hierdie klein stukkie land is, wat tussen hierdie klomp Arabiere sit, en hulle kan nie daarmee deel, dat God sy volk terugvat daartoe nie. En hierdie klein stukkie land waar daar sit, het hierdie vermoë om goed te doen wat hulle nie kan doen nie. Want God laat vaar nie die werke van sy hand nie. Hy sê, my volk, wanneer dit gebeur, en ek julle uit julle grafte bring, dan sal julle besef dat ek die Here is. Hoeveel Jode besef nie vandag dat God die Here is nie? Wat nie net na hulle gewone godsdienst toe teruggaan nie, wat ontdek dat Christus is die Messias. Hy sê, ek sit my gees, hoofletter gees, in julle, en julle sal lewe en terugkeer huis toe, en julle eie land, na julle eie land toe. Dan sal julle besef dat ek die Here is, julle sal sien dat ek presies gedoen het, soos ek beloof het, ek die Here het so gesê. Ek sê vir Alida vanmôre, onthou jy toe die kinders klein was? Hoeveel keer moes ons vir hulle sê? Want dan vra hulle, ja, maar hoekom die en daai, dan sê ons, want ek het so gesê. En 'n ou dink, jy het dit maar net gesê, want jy trek rang, of jy probeer net vir hulle sê, ek is die groot mens hier rond. Maar vandag besef ek, weet jy wat, partykeer het ons nodig om te weet, wie se autoriteit groter is, en dis God se. Net soos met ons kinders moes besef, papa en mamma weet, dis kom ons dit sê, dis nie om dwars te wees nie, dis nie om jou van te spoil nie, maar ek weet wat is goed vir jou. En net so weet God wat is goed vir ons. En God het geweet wat is goed vir sy volk. Nou gaan ons eers preek. Het julle seatbelts aan? Nou almal van ons beleef tye wat dit vir ons voel, alles is so droog. Hallo? Kom ons noem dit wintertye, ons noem dit bene, ons noem dit net wat ons wil, maar die feit van die saak is, ons almal beleef sulke tye waar dit vir jou voel, jy is een van daai bene wat daar in 'n, of jy is een van daai liggame wat daar lê, wat se bene uitmekaar uit is. En ons besef nie, dat dit is partykeer net deel van 'n tyd nie. Dis nie vir altyd nie, dis net vir 'n sekere tyd. Dit veroorsaak dat ons gebede partykeer so koud en so leeg voel. Hallo? Jy bid en jy praat met die Here, maar dit voel vir jou soos een ou sê, dit voel soos 'n ceiling, 'n ander ou sê dit voel soos 'n muur wat hy nie kan deur nie, 'n ander ou sê dit voel net gevoelloos en koud, en dit voel, die Here het my gelos. Dis so baie mense voel. Ons drome lyk vir ons dood, want ons het goed gedroom en ons dink, hierdie ding gaan nooit gebeur nie. Hallo? Is al mense wat hier sit, wat nog steeds drome gedroom het, en wat dink, well, dit gaan nooit, it's never gonna happen. Is hier mense? Hier is daarom een. Okay, so die res van ons droom nou nie regtig nie. Maar daar's goed wat jy graag wil sien. Ons harte voel afgesny van hoop af, baie kere. Ons voel net, ek het nie meer hoop nie. Ek is nou hopeloos, ek is nou op. No, everybody hates me, I'm gonna eat somewhere. Hallo? Dis hoe ou voel. Jy sien, die winter bring stilte, maar ons moet besef, dis nie die einde nie. Hoe dink julle klink dit binne in 'n vallei met doodsbeendere? Klink beslis nie soos wat daar 'n klomp mense is wat lewe nie. Een van die lekkerste goeders is as jy saam met jou familie is en almal kuier saam en is Kersfees of dis whatever, en julle kuier saam en julle braai en daai gebas so in die huis. Hallo? Nou wanneer jy nou alleen begin bly, en jou kinders is uit die huis uit, dan sal ons nou hierdie stilte en jy en pappa en mamma geniet dit nou,
Maar as almal weer by mekaar is, en jy sit daar en jy hoor en jy sien hoe kuier jou kinders met mekaar en daar's hierdie hele buzz in die huis, hoe voel jy? Ag, ek wens julle wil huis toe gaan. Hang af van die situasie. Nee, jy sit daar en jou hart is warm en jy voel goed, nê? Maar winter is daai tyd wat jy voel, maar is hierdie stilte. Daar's niks en niemand nie. Maar nou hier is die goeie nuus. As ons hier lees, dan sien ons dat God se woord bring lewe. God se woord bring lewe. God vra vir Esegiel om te profeteer oor die bene, om te roep, om te praat, om te sê. Maar wat moet Esegiel sê? Moet hy net vir hulle sê, begin lewe? So sê die Here. So sê die oppermagtige Here, die skepper van hemel en aarde. Dis hy wat dit sê, nie ek nie. En ons moet besef, as ons praat met God se autoriteit, dan bring dit nuwe lewe. Al lyk dit dood. En ek sê weer, hoe was hulle? Hulle was doodste. So moenie dink jou situasie is te groot vir God nie. Nou in ons winterseisoene is dit God se woord wat nuwe lewe bring. Selfs wanneer ons niks voel nie, werk die woord so saad. Ek kan jou beloof, dit hang nie van 'n boer se emosie af, wanneer hy sy saad plant, of daai saad gaan groei nie. Het hy swak oes, hoekom? Want hy het nie goed gevoel toe hy hulle geplant het. Hallo? Hoor jy hoe absurd dit klink? Partykeer voel ons so. Ons laat ons emosie bepaal wat ons geloof is. Ons moet 'n saad plant, ons moet bid en die Here vra, maar ek laat toe dat my emosies alles oortref. Die Engelse woord is override. Dit kanselleer al hierdie ander goeters. Sê van om te verstaan dat God wil ten spyte van my emosie, wil hy nog steeds hê ek moet praat. En is partykeer juis in daai tye wanneer my emosie so laag is, dat my geloof moet hoër wees, sodat die ding kan gebeur. Maar dit moet God se woord wees, dis belangrik. Die belofte van God is dat hy gees en asem gee waar daar dood en stilte is. Dis so wonderlik om dit te dink. Selfs met die woord van die Here kan jy maar kyk. God werk met sy woord. Wat sê hy? Wat noem hy die woord? Hy noem dit 'n tweesnydende swaard. Hy noem dit 'n tweesnydende swaard. Wanneer die blindes by hom kom, dan vra hy, wat wil julle hê? En dan spreek hy die woord sodat hulle kan genees word. Wat doen Petrus toe hy kom by die poort? En die man sit daar en hy sê, hoorie, het jy nie vir my almoes nie? Petrus sê vir hom, wel, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. En wat gebeur dan? In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Spreek 'n woord. Hy spreek God se woord. Maar nou sit vir my net 'n wonderlike ding om hierdie by mekaar te sit. Kan julle onthou, God gee vir hom 'n woord wat hy moet praat, en toe hy die woord praat, toe gebeur dit daar al iets, maar nie alles nie. Hy moes God se woord praat en sê wat God gesê het. En eers wanneer die volgende gebeur, wanneer die gees van God kom, dan kom hy uit die winter uit, na die lente toe. Want die oomblik, wanneer die woord van God en die gees van God saamwerk, dan kom al lewe. Is dit nie wonderlik om in die woord van die Here te lees? Ek wil net na die vers toe gaan. Ek moet nie na die kamera toe gaan nie, ek moet na die Bybel toe gaan. In Johannes 6 staan daar,
dit is die gees wat lewend maak. Dan sê, hoor hoe sê hy hier in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, die liggaam baat jou niks. Nou klink dit, maar hoe leef ek dan? As ek nie 'n liggaam het nie, gaan my gees mos nooit gesien kan word nie, né? Maar wat hy sê is, ons moet verstaan dat dit is God se gees wat lewendig maak, nie my liggaam nie. So my liggaam spreek 'n woord, maar ek het nodig dat ek die woord spreek met God se gees wat in my woon, sodat ek God se woord lewend kan spreek, as ek dit so kan sê. Hy sê, dit is die gees wat lewend maak, die liggaam baat jou niks. Hy sê, die woorde wat ek aan julle gerig het, is gees en lewe. Johannes 6, vers 63. Dan sê hy, en tog is daar sommige onder julle wat nie glo nie. So, hy sê daar's by hom ouens wat nog sê, hy spreek gees en lewe, maar hulle glo hom nie. Jy sien, wat die Here vir Esegiel wou wys is, hy kan lewend maak, maar dan moet hy hom vertrou. En dan is die wonderlike ding, hy erken en sê, die oppermagtige Here sê dit, nie ek nie. So, toe Esegiel profeteer het die bene begin beweeg, vel en vlees het gevorm en uiteindelik het die gees van God asem ingeblaas. Nou net so kom die Heilige Gees en blaas nuwe lewe in ons droë seisoen of in ons droë situasie of in ons, hoor die woorde, onmoontlike situasie in. Winter is nie permanent nie. Ons het dit laasweek vir mekaar gesê, dis net 'n seisoen, dit gaan verby. God se Gees bring herstel, hoop en 'n nuwe begin. Nou as ons kyk na Esegiel se storie en ons dink aan wat die Here doen, kan ons terugkyk en besef, hierdie beeld wat gebeur het in die werklike gebeur. Onthou nou, dit is beeld wat die Here vir hom gewys het, om te wys wat in die werklikheid gaan gebeur. Ek wil vir jou sê, laat toe dat die Here binne in hierdie situasie vir jou 'n beeld gee, of 'n visie, of 'n visioen gee, om te sien wat hy wil hê, sodat jy dit kan sien gebeur in die werklike. Klink dit bietjie aardig? Ek dink 'n ding wat ek het aan die begin, of die eerste keer het ek nooit die ding verstaan nie, nou hoor ek van die, nou lees ek boeke oor die Heilige Gees, en ek lees boeke oor Pinkster en die ou mensies, of mense wat in Pinkster was voor ons, en een van die goeders wat hulle gedoen het, is hulle het gemanifesteer. Ek praat nie van hulle het gemanifesteer en rondgerom nie, dis nie waarvan ek praat nie, ek praat van, hulle het gemanifesteer. So as hulle bid vir iemand en sê, Here, ek bid dat U hom sal losmaak van wat ook al, van hierdie verslawing, dan sal hulle staan en manifesteer en sê, Here, ek maak hom los, ek sny dit af, Here, ek maak hom los van hierdie ander, en hulle gebruik net 'n aksie en manifesteer dit. En dis nie die manifestasie wat die ou losmaak nie, dis die Here wat dit doen, maar dis vir homself, om sy geloof net so bietjie te laai, want ek mag nie sê supercharged, te laai, dat jou gees aan die gang kom, man. Kom ons kyk in ons eie lewe, jou droë bone, ek het te veel goed gesien oor koffie, droë bone, jou droë bene, kan 'n klomp goed wees, dit kan wees dat jou werk vir jou voel, hierdie is die einde. Jou huwelik kan dalk op 'n plek wees waar jy voel, Here, as U nie lewe hier inblaas nie, het ons moeilikheid. Daar's soveel situasies. Dit kan wees dat jou liggaam voel, maar hy is besig om in te gee. God se belofte is dat hy jou winter kan omskep in 'n nuwe seisoen van lewe. Want onthou, dis 'n tyd lank, so God kan dit verander. En ons moet toelaat dat hy dit doen. Ons taak is om soos Esegiel te bly profeteer en glo in die woord van die Here, selfs al sien ek net bene. En dit is belangrik, onthou nou wat het ons gesê, die Gees van die Here
en die woord van die Here moet by mekaar kom. As ek nie die woord van die Here lees nie, hoe kan ek weet wat is God se beloftes om God se beloftes te roep en te profeteer oor my situasie as ek dit nie weet nie? Is nodig dat ek die woord dan lees. En doodgewoon wil ek vir jou sê vanmôre, wil jy nie saam vanmôre vir die Here sê, Here, hierdie situasie, hierdie ding waarna ek is, wil ek na U toe bring nie, want dit voel vir my soos hierdie vallei van droë bene. Maar Here, ek weet, U kan, wanneer ons spreek, kan U sorg dat U lewe binne in hierdie situasie inkom. En dat elke been by sy eie liggaam uitkom, sodat dit weer kan opstaan soos 'n weermag wat vir die Here iets kan beteken. Wil jy dit nie doen in jou situasie vanmôre nie? Net soos wat ons, en dis hoekom ons vanoggend goed gesing het, ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Ons het begin met die eerste lied, wat ons gepraat het van Jesus, wat waardig is, en hy kan dit doen, dis wie hy is. Ons het gesing, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Ek wil net Jesus uitspreek. Ons het gesing, Here stuur die Gees, stuur die reën, want is dat God kan lewe bring. Want ons gee nie lewe nie, hy gee lewe. Amen. Kom ons bid saam en dan gaan ek jou vra vanmôre om lewe te roep en te profeteer oor dit wat jou situasie is. Vader, ons kom na U toe en ons erken dat ons partykeer voel soos Esegiel voor hierdie klomp droë bene. Here, dit lyk so onmoontlik, want dit is droog, dit is dood, dit kan nie erger as dit wees nie, dit is verby die einde. Here, maar dit is wonderlik om te weet dat U kan, al voel dit vir ons, soos meer en verder as die einde kan U lewe bring. En ons wil nou in die naam van Jesus oor dit profeteer, oor elkeen se situasie, en ons wil roep en vra, Here, dat alles weer by mekaar sal kom soos wat dit moet wees, soos wat dit God verheerlik, en ons bid Heilige Gees dat U sal kom, en dat U lewe sal blaas in elke situasie, in Jesus se naam. Here, dankie, dit is nie ons krag nie, dankie dat dit U Gees is, dankie dat dit U heerlikheid is, dankie Here vir die woord, en dankie dat U nou lewe bring, in Jesus se naam. Amen.